living God. Not just another king, not just another prophet, not just another teacher. He was the one the world had been waiting for. The one to deliver us from captivity, the son of David and Abraham's chosen seed. He is the goal of the Mosaic law, Yahweh in the flesh. He is the one to establish God's reign and rule, to heal the sick, give sight to the blind, freedom to the prisoners, and proclaim good news to the poor. This Jesus was the Creator come to earth and the beginning of a new creation. He embodied the covenant, fulfilled the commandments, and reversed the curse. This Jesus is the Christ that God spoke of to the serpent, the one prefigured to Noah in the flood, the one promised to Abraham, the one guaranteed to Moses before he died, the one promised to David during his reign, the one revealed to Isaiah as a suffering servant, the one predicted through the prophets and prepared for through John the Baptist. He is the Father's Son, Savior of the world, and substitute for our sins. More loving, more holy, and more wonderfully terrifying than we ever thought possible. He is our Jesus, and there is no other king like him. He is our God, our glory, our victorious Savior. There is no other king like him. There is no other king. So ons gaan vandag juist begin uit 1 Korintiërs 15 uitpraat en is juist waar Aubrey laasweek afgesluit het. En soos ek gesê het, ons wil juist bou op die punt van wat die dood behels, wat die dood beteken en ook die intensie van die dood van Jesus, wat was sy motivering om juist hierdie dood te kom sterf, verstaan vir ons as mense. So ek gaan in 1 Korintiërs 15 en vanaf vers 53 natuurlik. Want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word: die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? So hy begin juist hierdie hele gedeelte eintlik om te praat oor wat gaan gebeur in terme van skepping, in die hele gedeelte van daar sekere goeders wat sterflik is, in die sin van natuurlik wanneer God alles kom nuut maak, soos ons sien in Openbaring 21 vers 5, maar is die hele gedagte van as ons sien en daar sekere goeders wat nuut gemaak is, natuurlik, en daar sterflike goeders soos ons liggame, hierdie vleispaleis van my gaan nie altyd die wees nie natuurlik. Dit gaan nuut gemaak word en ek gaan 'n verheerlikte liggaam kry in Jesus natuurlik wanneer hy weer terugkom. Amen. As hy, great. So, met dit gesê dan, as hy sê die dood is dan oorwin, dan moet ons baie mooi verstaan wat hierdie dood beteken. Verstaan, as ons kyk na die dood, dan praat ons nie net van die dood van die liggaam nie. Ons praat nie net van dit, ons praat van juist die dood wat in skepping gebeur het in Genesis. Verstaan, want daar was die beginpunt van dood wat begin heers het. Want as ons dan sien, as ons kyk, God het mens geskape natuurlik, eintlik in perfekte verhouding met homself. Ons sien dat hy saam met hulle loop in die tuin, saam met hulle wandel. So mens sien daar's 'n eenheid in daai tipe verhouding wat daar was. Verstaan, is beautiful gewees. En die fout wat Adam en Eva gemaak het natuurlik, shame, hulle het die fout gemaak en van toe af word hulle amper uitgeskop uit die teenwoordigheid van God. Verstaan, daar was 'n skeiding tussen mens en God. Verstaan, dis as ons praat van die dood, praat ons van daai is die beginpunt van die dood. Daar is die beginpunt van dood. En nou sê Jesus hierso, deur sy dood het hy die dood oorwin. So ons moet baie mooi verstaan, as ons sê, Jesus het dood gegaan en opgestaan, het die dood wat hy gesterf het dan nou, behels die hele feit, en die oorwinning wat hy gewen het dan nou in daai sin, is juist die hele gedagte van, dat dit wat gebeur het in skepping nou klaar is. Daai fout wat gebeur het in skepping is nou oorwin. Dis beautiful. Verstaan, ons moet mooi, dis hoe ek in my gebed juist gesê het, mag ons nooit hierdie ag as algemene kennis, die feit dat ek toegang het tot God nie. En algemene kennis is iets wat net ligtelik opgeneem word. Mag dit nooit dit wees nie. Verstaan, mag ons vertrekpunt van alles wees, dit wat God vir ons reeds gedoen het in Jesus. Amen? Good. So as hy sê verder, die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Verder sê hy in vers 56, die angel van die dood is sonde en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, want aan ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus.
Daarom my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Is so beautiful dat hy sê, die hele gedagte, die beginpunt van die dood, as die dood is oorwin en direk daarna sê, dan beweeg jy na 'n plek toe, wy jouself toe aan die Here. Verstaan, so asof die toewyding aan God, die uitvloeisel, natuurlike uitvloeisel is van die kennis van die dood. Die kennis van die oorwinning wat reeds plaasgevind het. Is 'n natuurlike vrug wat klaar gebeur. Ons sien natuurlik, as ons kyk na die dood van Jesus, moet ons onsself vra, wat het gebeur op daai oomblik en wat het dit behels en wat het dit beteken vir ons vir vandag. Verstaan, so as ons kyk dan in Romeine 5 vers 1 tot 2, sê hy, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is. Julle stem saam, ons hoef nie meer bokke te offer nie. Amen. Great, anders sou ons almal checkers leeg gekoop het, bra. Okay, hy sê, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Dis beautiful. Dat ons op grond van geloof geregverdig kan wees en dat nou deur die dood en die oorwinning, die opstanding, het ons nou toegang tot God. So as ons kyk wat die dood en die opstanding van Jesus bereik het, is dit juist die bevryding van sonde, daai sondige natuur, en juist die feit dat ek nou toegang het met God. Ek is versoen met die hart van die Vader. Dis my lewe nou. My hele wese, daar het iets anders binne my nou plaasgevind. Julle weet natuurlik in die Ou Testament was dit nie eenvoudig, ek kon net na God toe gaan nie. Dit was glad nie dit nie. Ek moes die lammetjie gee vir die priester en hy kon gaan na God toe. Ek sou baie kwaad wees. Ek wil gaan. Iemand gee my lammetjie sodat ek gaan. Verstaan, ek wil gaan. Verstaan, hy sê dit is so beautiful, want dis wat die dood van Jesus bereik het, die feit dat ek versoen is met die hart van God weer. Soos wat dit bestem is om te wees, soos wat ons sien in Genesis 1, waar God weer met mens wandel. In perfekte verhouding, in eenheid. En dis wat Jesus se dood en opstanding kom herstel het. En dis wat daai woord versoening eintlik dan beteken. Dis stunning. Nou vir ons onsself die vraag, hoekom sou Jesus dit kom doen? Wat is die motief agter die feit dat die tipe dood wat hy gesterf het, as ons die storie lees, dan sien ons, dit was nie 'n maklike een nie. Dit was een van pyn en lyding. En as ons dink aan Jesus, sien ons hierdie liggaam, die beginpunt van die liggaam wat in heerlikheid is. Hy's in heerlikheid en hy los daai heerlikheid om te kom wandel by mens, maar hy die vlees van mens aangevat. Wat beteken dat hy eintlik onderdanig was aan versoeking, aan honger te raak, aan al daai tipe van goed, aan pyn beleef. Ek seker of hy het ook nou dan 'n verkoue gekry, ek's onseker. Die Chosen wys het hy met nat hare buite hardloop, ek's net onseker. Verstaan, maar die feit is hy het hierdie liggaam gekry van mens. Hy het daai verheerlikte posisie gelos om hierdie aan te neem. Dis beautiful. Amen. Dis stunning. Dis nederig. En ons sien dit nie. Dis nie 'n algemene ding, dis nie 'n algemene styl van leierskap dat jy jou posisie sal verlaat om onder te kom onder die mense, hulle op te stoot na 'n verheerlikte posisie toe waar hulle nou een kan wees met God nie. Dis beautiful. Mag dit nooit algemene kennis vir ons word nie. Mag dit ons oor en oor skolk van hoe mooi dit is, hoe mooi die hart van Jesus is, dat hy dit vir ons wil kom doen. En die motief agter dit is juis om ons in een te bring met God. Dis juis liefde. Dis juist deur hierdie liefde wat hy het vir mens om ons te versoen met wie hy is, om ons in verhouding te bring, om ons op te bring na 'n posisie toe waar ons met die Vader kan kommunikeer en een weer kan wees, om dit te sterf. Die motief agter dit moet liefde wees. En dis hoekom ons kan waarlik sê liefde wen. Amen. Verstaan, dit wat ons nou het in Jesus deur geloof wat hy natuurlik sê. Wat ons op hierdie manier geregverdig word. Ons lees in Romeine 6, lees ons verder vanaf vers 3 tot vers 6. Sê hy, of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne.
Dit weet ons dat ons ou mens met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Ons het so rukkie terug te praat, ons juist oor die hele gedagte van die dood wat het bereik is juist die gewete wat nou transformeer. Het ietsie binne my plaasgevind. Want ons moet verstaan, as hy sê dis 'n dood soos syne en 'n opstanding soos syne, dis uniek. Verstaan, as ons dink aan opstanding, dan kan ons dit nie vergelyk met die opstanding, met die opwekking van Lazarus nie. Rede hoekom, want Lazarus het daarna weer dood gegaan, 'n paar jaar daarna. Verstaan, so die opwekking wat Jesus beleef het, was 'n ander tipe opwekking. Dit was 'n opwekking waar sy hele liggaam, sy hele gees tot verheerliking gebring is, tot 'n verheerlike posisie gebring is. En nou sê hy dieselfde dood wat hy gesterf het, daai selfde dood gaan ons ook in dood. En ons is in dieselfde opstanding nie opgewek. So dit beteken alles wat hier binne my is 'n ander manier nou, is 'n nuwe wese. Verstaan, om te sê ek was by 'n plek waar ek glad nie met God kon kommunikeer nie, want sonde het my binne gedring en God is heilig, daai twee kan nie versoen word nie, stem julle saam? Verstaan, maar nou sê iets binne my het niet geword, en dis hoekom dit kan versoen word. So nou as ek sê ek het tot geloof gekom, en dis hoekom die doop so belangrik is, want dit is simbolies spesifiek vir wat gebeur van die geloof. Dis eintlik 'n verklaring van wat my gebeur as ek tot geloof kom. Die ou sterf, die nuut het gekom. Dis geloof. Verstaan, soos ek glo in Jesus, dis nie 'n stelling wat ek maak nie, dis 'n verklaring van alles wat my nuut is. Dis baie kragtig. En as ek nie die gewig van dit verstaan nie, gaan ek nie noodwendig deel kry in daai vrug nie. Hoekom sê ek dit? Want ek gaan nie intentioneel kyk na my lewe vorentoe nie. Stem julle saam? As ons verder beweeg na 2 Korintiërs 5:14 tot 18, sê hy sê die hele gedeelte wat Paulus eintlik praat van hierdie nuwe lewe wat ons ontvang het, maar hy praat van ouens as ons hierdie sien, dat hierdie nou 'n nuwe lewe is wat ons verkry het, die natuurlike uitvloeisel daarvan moet dankbaarheid wees. Verstaan, want jy moet nou besef, ons is nie in dit nie. Verstaan, ons is nie soos die Ou Testament nie, so ons gaan nooit in waarde verstaan, waarlik verstaan wat dit beteken om heeltemal sonder God te wees in daai sin nie. Maar selfs nog voor ek bekeer het, as ek nou dink aan die tyd voor ek bekeer het en nou wat ek saam met God is, hemel, ou. Alles wat ek doen gaan van spreek van dankbaarheid. Ek gaan ten minste probeer. Verstaan, en dis juist wat hy hierso praat, as ek besef wat my gebeur het in die ou, en die feit dat ek nou nuut gemaak is, en die feit dat ek nou 'n verhouding kan hê met hierdie liefdevolle Vader. Dan sê hy in vers 14, die liefde dring my. Dit beweeg my. Want iets reeds hier binne my het heeltemal verander en tot niet gekom. En nou sê nou dryf die liefde my. Hy sê die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan sal sterf. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van almal gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Prys die Here, ek hoef nie meer my deeg te verloor nie. Selfs al het ons Christus eers na die uiterlike geken in sy fisiese, ken ons hom nie nou meer so nie. So hy sê iets hierso baie belangrik. Hy sê as ons sê, ek gaan eers vers 17 lees, kies. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. So hy sê iets hierso baie belangrik. Hy sê die feit ons moet nou, ek gaan dit teruggaan, as ons dink aan die hele gedagte van die opstanding en die feit dat ek weet ek's nou net, die feit dat ek versoen is met God, dat ek in sy familie ingenooi is, die feit dat ek hom nou pa noem en nie net God nie, hy's my pa, ek's in sy familie in. Hy sê van daai punt af, dit motiveer my, dit inspireer my om dan liefde verander te hê. So hy sê die liefde dring my dan, die liefde druk my letterlik. Verstaan, dan gaan hy verder, dan praat hy van die hele uitkyk hoe ons mense sien, wat baie interessant is. Verstaan, hy praat dan juist oor die hele gedagte van, ek sien nie meer mense, ek ken nie meer mense na hulle uiterlike nie, maar juist die feit, en dan sien ons in vers 17, die feit dat alles nou nuut gemaak is. Ek is 'n nuwe skepping. So dit wil vir my sê, wat Paulus hier so oordra, is die hele gedagte, as ek na jou kyk en ek ken jou van geen aard nie, dan kyk ek nie na jou uiterlike in terme van jou verlede, in die terme van jou foute nie. Ek kyk na jou in die sin van wat God jou bestem het om te wees. Verstaan, as ek reeds so na jou begin kyk, hanteer ek jou ook so. Verstaan, ons skoolwerkers, ons het so ding gedoen wat ons gesê het, as ons by 'n skool inloop en ons gaan praat met tieners, gaan praat ons nie net met tieners nie.
Ons gaan praat met toekomstige prokureurs, ingenieure, dokters. Want as ek hulle so begin hanteer as leiers van die land, gaan ek met hulle praat as hulle leiers van die land is. En dis so wat hy doen. Hy sê soos ek ken hulle nie meer volgens hulle uiterlik nie. Ek ken hulle nie in hulle heilige situasie of omstandighede, ek ken hulle volgens die feit dat hulle nou nuut gemaak is. En dis hoekom hy juist begin met die liefde wat ons dryf. Want dit is net deur liefde wat ek mense so kan begin sien, want dis hoe die Vader ons gesien het. Juist deur die oogpunt van liefde. Dis beautiful. Dis stunning. Dit maak my excited. Dis so mooi. En mag ons lewens vanaf daai punt net so lekker uitvloei in 'n punt van waar ons almal sien in 'n verheerlikte posisie. Waar ek mense sien in hulle bestemming, in hulle roeping, in hulle rol. Want dan begin ek hulle so juist begin hanteer. As ons verder gaan en ons sê die liefde dryf ons en die liefde druk ons na 'n plek toe wat ons mense sien wat God hulle bestem het om te wees, moet ons verstaan daar's 'n appel op ons lewe en ons 'n prioriteit op die feit dat ek mense hanteer nou met liefde. Amen. So as ons kyk na Hebreërs 12 vanaf vers 26 gaan ek lees net vanaf vers 27 op die bord. Hy sê destyds het sy stem die aarde geskit, maar nou het hy die volgende aangekondig. So hy praat nou van in Moses se tyd. Nog een keer sal ek nie net die aarde skud nie, maar ook die hemel. En hierdie uitdrukking nog een keer wys op die verandering van die wankelbare dinge aangesien hulle geskaap is, sodat die onwankelbare dinge sal bly. So die goed wat onbelangrik is en eintlik maar die goed is wat belangrik is vir God se koninkryk en sy natuur natuurlik om verder te versprei. Hy sê vers 28, daarom terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dan dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderverworpenheid en ontzag, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. So dis 'n magdom van groot woorde, maar wat hy eintlik sê, is die hele gedagte van as ons die koninkryk ontvang het, 'n koninkryk wat onwankelbaar is. Hoekom sê ons dis onwankelbaar? Juist die gedeelte van as ons kyk na Jesus se dood, die feit dat hy opgestaan is, 'n nuwe natuur, nuwe liggaam, so dis 'n ewige koning. Dis kom ons sê die koninkryk is nie wankelbaar nie. Want hy's gevestig en Jesus leef nog steeds. Amen. So die koninkryk is vas. Dis hoe hy sê dis nie onwankelbaar. Dis hoe hy sê dit is onwankelbaar, skies. En hy sê daarom sal ek God dan dien. Weereens, die natuurlike uitvloeisel as ek verstaan wat God kom doen het, is juist om te dien en ek dien juist deur liefde. Verder gaan hy in Hebreërs 13 en dis ons waar die prioriteit stel van liefde. Hy sê as ons nou gepraat van goeders wat gaan vergaan natuurlik en die wat onverganklik is natuurlik. Hy sê in vers 1 die broederliefde moet bly. So ons sien dan die prioriteit van liefde. En die broederliefde is die tipe liefde wat regtig op 'n natuur so diep is dat ons mekaar wil sien groei, mekaar wil sien ontwikkel. Die feit dat ons juis mekaar wil sien in die familie van God. Amen. Ons moet by 'n plek kom en ek bid regtig daarvoor dat die Heilige Gees my so bewus sal maak dat wanneer ek mense sien ek hulle reeds wat God hulle bestem het om te wees, sodat ek hulle kan lief hê in die manier wat God hulle liefhet. Want as hulle daai liefde begin sien, besef hulle hierdie is 'n broer. En daar's vertroue, daar's dan invloed. Vers 2 sê hy verder, moenie versuim om gasvry te wees nie. Want hierdeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, engele as gaste ontvang. Ek gaan net daai gedeelte vinnig verduidelik, want hierdeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, engele as gaste ontvang. So hy verwys hier eintlik na die Ou Testament, toe juist die gedeelte van die ouens, eintlik, hulle was, as ek nou kan sê, hulle het gekuier met die engele, as ek het so kan sê, die engele het met hulle gekuier, want het is gestuur van God af, na hulle toe 'n boodskap oor te dra. So hy verwys eintlik na dit toe. En die engele het gekom in 'n menslike vorm, so jy sou nie noodwendig weet dat dit 'n engel was in daai sin nie, en dis hoekom hy juist hierdie gedeelte bysit. Maar hy verwys ook eintlik dan, ons weet nie noodwendig met wie ons kuier, of hulle eintlik gestuur is van God nie. Ek praat nie van die hemele nie, maar ek praat van in die fisiese ook. Verstaan, as ek kuier met Zoe, wat ook al, dalk is hy gestuur deur God. Dalk moet ek moet anders gebruik het as 'n voorbeeld. Definitief Rolof. Ek grap, ek mag gegrap maak. Anyway, so as ons kyk na die appel wat Paulus op ons lewens sit, in Korintiërs, juist die feit dat liefde en die manier wat ons nou dien is die prioriteit. En ons sien dat die Hebreërs skrywer juist verder gaan met hierdie hele gedagte van sekere goeders gaan vergaan en sekere goeders onverganklik, maar die ding wat wel moet bly, en dis waar hy die prioriteitspunt stel, is juist die feit dat liefde moet bly. En dan gaan hy in gasvryheid in, wat baie interessant is. Verstaan, as ons praat van gasvry, ek dink nie ek is noodwendig die mees gasvryste ou by my huis nie, my huis is my huis. Maar verstaan, as jy my wil nooi vir beskuit, as jy meer as welkom. Maar gasvryheid praat nie die hele gedagte van net om mense te nooi na jou huis toe nie.
Dit gaan eintlik van dit wat hulle voel by daai huis. Hulle voel eintlik hierdie welkom, hulle voel eintlik veilig. Verstaan, so hy praat van hierdie broederliefde en dan praat hy van gasvry, lekker. Gasvry te wees. En hierdie gasvryheid is juist die gedagte van dat ek mense innooi. Ek nooi mense in en ek laat hulle gemaklik voel en ek laat hulle deel voel. Verstaan, in hierdie, dan sien hulle, oh my, hierdie liefde is anders, hierdie liefde is onwankelbaar, hierdie koninkryk is onwankelbaar, is onverganklik, dis ewig. Dis 'n mooi lyn wat hy trek hierso. En direk daarna vanaf vers 3 tot vers 4 sê hy, dink aan die gevangenes asof julle mede-gevangenes is, aan hulle wat mishandel word asof julle dit self aan julle liggaam beleef. Die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word en die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal reëders en egbrekers oordeel. So hy gaan nie juis in die gedeelte en so nou moet ons die lyn mooi verstaan. Hy praat weer eens die feit van die onwankelbaar, die koninkryk wat nou ewig is. Daarom moet ons God dien. Ons dien God deur die prioriteit van liefde. Die liefde lyk soos gasvryheid want ek nooi mense in die liefde van God in en dan praat hy oor die huisgesin en hy praat van gevangenisse. Verstaan, dit is asof hy eintlik aan ons kommunikeer, hierdie liefde mag nie net hier wees nie. Dit moet juis gaan na ons huisgesin toe. Dit moet juis gaan na die gevangenes toe, van die res van die wêreld. Die ouens wat nog vasgevang is in sonde. Verstaan, en ek moet dit saam met hulle beleef, asof ek dit self beleef, daai empatiese liefde. Verstaan, hy praat juis hiervan, en hy sê eintlik dat hierdie liefde moet juis buitentoe gaan. Want vriende, as mense nie hier inkom nie, hoe gaan hulle dit beleef? Deur jou wat uitgaan. Verstaan, dis dan wanneer ek by my werksplek ingaan, beleef hulle 'n tipe liefde wat hulle nog nooit geken het nie. Hulle beleef 'n liefde wat hulle deel maak van die familie van God en laat verstaan wat die dood eintlik dan nou behels het. En die opstanding behels het die feit dat ek nou nuut is. En vanaf dit is die uitvloeisel dat ek mense deel wil hê. Amen. So mag ons 'n kerk wees, mag ons 'n kerk word wat mense so liefhet, maar uit 'n plek van dat ons die liefde eers ontdek het. Want as ons daai liefde ontdek van God die Vader wat sy seun stuur om pyn te beleef sodat ons nuut kan word, versoen kan word met hom. As ons sonder om dit te verstaan en net vir mense lief hê, dan gaan dit altyd sinteties wees, vriende. Maar as ek die bron van liefde verstaan, as ek dit sien, Vaderland, dan word dit word my vertrekpunt. En ek beloof jou, die energie gaan nie ophou vir dit nie, want dit kom van die bron af. Beautiful. En ek wil graag afsluit met hierdie skrifgedeelte uit Johannes 13, vanaf vers 34 tot 35, waar Jesus hulle die nuwe verbond gee. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Dit is my so stunning, dit is my so beautiful dat hy hierdie gebod gee, die feit dat ons moet lief wees vir mekaar, want dis die model, dis die voertuig, waardeur hy die ewige koninkryk verder vestig, want onthou ons nooi mense nou in hierdie liefde te ontvang van God die Vader, dat wanneer ek gasvry is met hulle, dan nooi ek hulle in, en hy sê dat wanneer ek dit met ander mense doen, mag die res ook sien hoe lief ons mekaar is. En as hulle daai sien, mag hulle dan ook beleef, hemel, hierdie is disippels van God. En ek beloof jou, daai word die beginpunt van invloed, waar ek met hulle gesprek kan voer, is of ek gaan na hulle toe, of hulle kom na my toe. Maar kom ons begin net ten minste beweeg, amen. So mag ons regtig by 'n plek kom, wat alles wat ons doen, 'n uitvloeisel sal wees van dit wat ons klaar beleef het, en klaar ontdek het in Jesus. Mag ons beweeg vanaf die getuienis dat Jesus gesterf het, opgestaan het, dat ek versoen kan wees met God, net deur geloof alleenlik. Mag dit ons harte word as kerk. Amen. Mag mense begin spreek oor Dr. Ryo se liefde vir mense. Mag hulle spreek oor Braaimer, oor Walmer, die hele gedagte van daar's 'n bron van liefde wat daar kom. Want hulle het dit reeds self ontdek by God die Vader. Mag dit van so 'n natuur wees dat mense dit sal sien en dit sal smag. Amen. Kan ek vir ons afsluit? Okay. Vader, ons sê dankie vir die voorreg weer eens, dat U alles vir ons gedoen het in Jesus. Dat U alles reg gekry het, U het oorwinning behaal in Jesus. Dat ons waarlik vandag kan sê, liefde wen. En liefde wen nie net vir my nie, maar liefde wen vir my medemens.
Vader, mag ons by 'n plek kom wat ons mense so lief het, dat ons hulle innooi, dat ons so gasvry sal wees, dat hulle welkom sal voel in die nuwe familie wat God vir ons gegee het. Deur die versoeningsbloed van Jesus. Deur die opstanding van Jesus mag ons sien, deur daai geloof, mag ons sien dat ons alles binne ons nuut word. Dat ons natuur so geruk het, dat ons nou weer met God kan praat. En mag dit ons uitvloei wees na mense toe. Mag ons hulle sien reeds hoe U hulle bestem het om te wees. As 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping. Daarvoor vertrou ons Vader. Ons het U bitterlik lief. Ons almal sê, amen.